Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 372, vers 1. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 475, verse 1 en 2. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het
en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 599, verse 2 en 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 284, verse 1, 2 en 3. Amen.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Numeri. Numeri hoofstuk 17 vanaf vers 1 tot 10 en dan hoofstuk 20 vanaf vers 7 tot en met vers 13. Die Here het vir Moses gesê: "Vra vir die Israeliete 12 kieries. Een vir die leier van elkeen van die stamme. Skryf die naam van elke leier op sy kierie. Op Levi se kierie moet jy Aaron se naam skryf. Daar moet net een kierie vir elke stam wees. Sit die kieries dan voor die getuienis in die tent van ontmoeting, waar ek julle ontmoet. Die kierie van die man wat ek uitkies, sal bot. En so sal ek 'n einde maak aan die Israeliete se aanhoudende verset teen julle." Dis teen Moses en Aaron. Moses het toe met die Israeliete gepraat en hulle leiers het vir hom 12 kieries gegee. Een vir die leier van elkeen van die 12 stamme. Aaron se kierie was ook onder hulle. Moses het toe die kieries neergesit in die tent van die getuienis in die teenwoordigheid van die Here. Toe Moses die volgende môre by die tent met die getuienis kom, was daar botsels aan die kierie van Aaron, wat daar was vir die stam Levi. Trouwens, daar was nie net botsels aan nie, daar was ook bloeisels, en dit het selfs ryp amandels gedra. Moses het toe al die kieries wat in die heiligdom was, na Israel toe uitgebring, en hulle het dit gesien. En elke leier het sy eie kierie gevat. Die Here sê toe vir Moses: "Sit Aaron se kierie terug voor die getuienis en bære dit as teken vir die opstandiges. So moet jy 'n einde maak aan hulle verset teen my, sodat hulle nie sterwe nie." Die Here sê toe vir Moses: "Vat Aaron se kierie en roep jy en jou broer Aaron die volk bymekaar. Julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat en daar sal water uitkom. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom, sodat die volk en hulle vee kan drink." Moses het toe die kierie wat in die tabernakel was, gevat, soos die Here hom beveel het. En hy en Aaron het die volk by die rots laat bymekaar kom. Moses het vir hulle gesê: "Luister, julle wat julle teen die Here verset, luister, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom?" Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots
2 keer met die kierie. Daar het baie water uitgekom en die volk en hulle vee het gedrink. Maar toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle my nie erken het en my, die Heilige, nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan hulle gee nie. Dit het gebeur by die Meriba waters, waar die Israeliete met die Here rusie gemaak het, en waar hy hom as die Heilige aan hulle bekend gemaak het. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, saam met die psalmdigter, bid ons. Neem ons tog in u beskerming, o God, want by u alleen soek ons skuilplek. Ons behoort aan u. En teenoor die hele wêreld roep ons uit dat daar vir ons niks goeds is nie, behalwe by u. U is ons lewe. U sorg vir ons. U trek ons aan. U voed ons. U gee vir ons huise om in te woon. En die reën wat daar buite val, kom uit u hande. Wat ons ontvang, kom alles van u af. Ja, in ons blydskap en in ons hartseer, bly ons getuig. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ons wil u loof, Here, want dit is u wat ons tot regte insig bring. Selfs in die nag bly ons bewus van wat u ons leer. Dankie dat ons u altyd by ons het. En net omdat ons by u is, sal ons nie struikel nie. Gee dat ons altyd sal onthou dat u ons beskerm. Selfs al pronk goddeloses rond en al heers gemeenheid tussen mense. U goeie Heer, u hou oor ons wag en met ons hart en mond wil ons lewe lank u net loof.
hoor tog ons gebed, terwyl ons ook by U pleit, dat U tog al ons sonde sal uitvee, en tog U hand na ons sal uitsteek, wanneer daar vertwyfeling in ons harte begin. Net om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 487, die eerste, derde en vierde strofe. Wil o Here in genade voortgaan met U reddingswerk. Deur die waarheid van U lering, deur die wonder van bekering, dring U liefde ons al meer om in U diens te staan. Kom ons begin die saak so verduidelik. Veronderstel 'n mens vat 'n geskiedenisboek met 100 bladsye, van 100 bladsye. Dan hang dit af van wat die skrywer vir ons met hierdie geskiedenis wil sê en watter punte hy van hierdie geskiedenis wil uitlig.
Dit beteken dus, as ons hierdie geskiedenisboek lees en ons kom op bladsy 50 wat die middel van die boek is, dan beteken dit nog nie dat ons in die middel van die geskiedenis is wat die skrywer ons besig is om te vertel nie. Want hy het sy belangrike sake wat hy mooi aan ons wil verduidelik. En dan kan hy sommer hier in die laaste 10 bladsye of 5 bladsye die geskiedenis vinnig deurtrek tot vandag. Kyk 'n mens na die boek Numeri, dan sien jy presies dieselfde. Numeri gee vir ons 'n geskiedenisoorsig van toe die Israeliete met die woestyntog begin het, totdat hulle die beloofde land sou binnetrek. 36 hoofstukke. Maar in hierdie geskiedenis, hoe Numeri dit vir ons vertel, is daar sekere belangrike sake wat hy wil uitlig. En nou is daar basies 3 hoofpunte in die boek. Aan die begin word vir ons vertel van die volkstelling. Daar aan die begin van die woestynreis is al die Israeliete getel. En dan in hoofstuk 26 word hulle weer getel. En dan vind ons die afloop van die geskiedenis, soos Numeri dit ons vertel. Hier tussen die begin van Numeri en hoofstuk 26, kom ons by hoofstuk 20 ons skrifgedeelte. Want hier in hoofstuk 20 kom daar 'n draaipunt in die hele geskiedenis, hoe Numeri ons dit vertel. Maar die probleem met die draaipunt is dat dit verkeerd afgeloop het. Dit moes nie so afgeloop het nie. Maar al het dit nou verkeerd afgeloop, God het die draaipunt hier begin. Waarin hoor ons dat dit verkeerd geloop het? Ons hoor dit toe God vir Moses en Aaron sê, omdat julle my nie erken en my die heilige nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle twee hierdie volk nie in die beloofde land inlei nie. Ons sal daarby later terugkom. Kom ons begin by die eerste volkstelling. Wie is getel? Die mense wat begin het met die woestynreis. En wat lees ons in Numeri van hierdie mense wat met die woestynreis begin het en gevorder het tot hier by hoofstuk 20. Dis die mense wat van dag 1 afgeloop en klaar het. Daar's altyd sulke mense wat oor alles loop en klaar. Nog erger. Hulle kla teenoor God, hulle verwyd God, en hulle hou nie van hierdie twee leiers, Moses en Aaron nie.
Hulle is opstandig teen hulle. In die hoofstukke net voor hoofstuk 17 was daar so 'n geknoei en 'n gekonkel om van Moses ontslae te raak. En uiteindelik het God die volk erg gestraf. Maar so was daar hierdie geknoei en gekonkel nie net teen Moses nie, maar ook teen sy broer die hoëpriester Aaron. En nou kan 'n mens net dink wat hierdie opstandelinge alles net nie oor Moses en Aaron loop en praat het nie. Twee boeties het ons nou in hierdie gemors. En nou kla hulle oor water en kos. En hulle kla en niemand sien raak wat van hulle word nie. En hulle kom met die dreigemente, ons wil teruggaan na die vleispotte van Israel, Egipte toe. Tipies mens. En nou in hierdie stryd teen Aaron gee God die opdrag. Nou laat elkeen van die leiers van hierdie stamme van Israel hulle kieries bring. Nou 'n kierie kan u vir uself dink, is 'n verdroogde stuk hout, leweloos. En een van die kieries behoort aan Aaron. Sit dit in die tent van samekoms neer. En môreoggend kom al hierdie leiers weer na die tent van samekoms toe en Moses bring hierdie kieries uit. En hoe lyk die kierie van Aaron? Vol lewe soos wat jy in jou wildste drome nie kan droom nie. Nie net het hierdie verdroogde kierie gebot nie. Hy het selfs vruggies gemaak. En die gedeelte daarna wat ons nou nie gelees het nie, toe's al hierdie opstandelinge nou vreeslik jammer dat hulle nou teen Moses en aan Aaron in opstand was en hulle is nou jammer en hulle hoop God kan hulle vergewe. Maar toe sê die Here, nou bære jy Aaron se kierie in die tent van samekoms, want God het geweet wat kom. Al hierdie praatjies hou nie vir lank nie. En toe gebeur dit. Kom weer op 'n plek en daar's nie water nie en raai wie kom hier aan? Hierdie ou opstandelinge. En die hele volk kla en kerm. Dis die mense wat in die begin getel is. Is nie water nie. Die kinders en die vee kom om van dors. Maar God het 'n draaipunt gebring. Maar God se leiers, Moses en Aaron, het dit nie gesien nie. En ja, ook so hierdie opstandige volk nie. Hoor wat sê God vir Moses, hy sê, gaan haal daar die kierie van Aaron. En dan kom staan jy hier by die rots. En dan praat jy met die rots. Moses, menslik, soos 'n mens dit kan, jou net kan indink, is nou al moeg vir hierdie mense, want hulle hou nie op nie. En Moses, hoor 'n mens hoe hy vir hulle skree, moet ek en Aaron nou vir julle water uit hierdie rots laat loop. En hy vat die kierie en hy slaan die rots 2 keer. En die water loop uit. Maar dis nie wat God in gedagte gehad het nie. God wou dat hy net met die kierie daar aankom
dat hulle sou onthou toe hulle die kierie sien. God wou dat hy net met die rots moet praat. Afgesien daarvan dat hulle moet besef dat God die Here is, maar dat hulle ook daarin sou moes sien dat Moses is hulle leier wat deur God uitverkies is. Maar nie Moses, nie Aaron nie die leiers of die volk sien of kry die geleentheid om nou te sien nie. Want hulle Moses slaan toe die rots. Wat hulle moes sien, is dat Moses en Aaron is die leiers. En hierdie keer het God nie vir hulle kwaad geword nie. So pas wat ons nie gelees het nie, het God hulle geweldig gestraf oor die vorige geleentheid. God word nie kwaad nie. Hy sê vir Moses, praat net met die rots. Dat die volk kan sien, daar's 'n heilige in die hemel. Daar's 'n heilige wat met hulle op pad is deur hierdie woestynreis. Volk het dit nie kon sien nie kon hoor nie. En toe sê God vir Moses en Aaron, nie een van julle twee sal hierdie volk die beloofde land inlei nie. Eers is Aaron dood op die berg Hor, en net voor die volk die land ingetrek het, is Moses dood op die berg Nebo. 'n Draaipunt het aangebreek, maar in 'n verkeerde gedaante. En blaai ons hier vanaf om na die evangelie van Jesus Christus, dan sien ons jou waarlik dieselfde. Toe die Here Jesus Christus na hierdie wêreld kom, het God in ons geskiedenis 'n draaipunt ingeskryf. Maar die leiers en die volk het dit nie gesien nie. Dit was vir hulle 'n verkeerde gedaante. Ja, soveel so dat die disippels, toe Jesus gevange geneem is, hulle uit die voete gemaak het en hulle ook nie naby die kruis gesien het. Maar afgesien van die disippels, lees ons van die hoëpriester Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was. Hy het 'n profesie ontvang. Een van hulle is sekere Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, het egter vir hulle, dis die Joodse raad, gesê: julle Joodse raad, julle verstaan niks. En julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, staan daar geskryf in die Bybel, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was en hy geprofeteer het dat Jesus vir die nasie sou sterwe. Maar hierdie hoëpriester, wat met 'n ware profesie kom, sien en hoor nie wat die profesie vir hom sê nie, en wat die profesie vir die volk sê nie. Hy interpreteer dit.
dat hulle Joodse raad hierdie man van Nasaret, wat vir hulle moeilikheid gee, dat hulle hom aan die Romeinse owerheid moet oorlewer, eerder dat hy omkom, as wat die Romeine onder die Jode invaar. Dis hoe hulle dit interpreteer, en daarom begin hulle om nou vinnig van hom ontslae te raak, om te laat vang en uit te lewer aan die Romeinse owerheid. Die evangelie kom as die draaipunt. Maar vir die leiers in die volk in 'n verkeerde gedaante. Wat veroorsaak dat mense God se opdragte, God se werk in 'n verkeerde gedaante sien? Dit kom daarvan as mense nie jou ore oopmaak en met jou oë van geloof kyk nie. Dis waar dit vandaan kom. En om dit so te verduidelik, ons ou mense het 'n baie mooi uitdrukking gehad om in die vrese van die liewe Heer te leef. Toe begin dit in ons verligte wêreld bose woorde te word. Ons mag nie vir iemand sê dat hy die Here moet vrees nie. Dit klink verskriklik. God is dan 'n God van liefde. Hoe kan die ou mense gesê het jy moet in die vrese van die liewe Heer leef? Nee, God is liefde en daarom aanvaar God ons net soos ons is. Dis nie die volle waarheid nie. Daar's waarheid in, maar dis nie die volle waarheid nie. En 'n halwe waarheid is 'n leuen. Die Here Jesus Christus sê dan hy's ons vriend. Broeders en susters, as die koning van 'n land voor al sy staatsamptenare van my sou sê, die koning self is my vriend, beteken dit nou dat ek daar kan uitstap en kan gaan doen net soos ek wil? Die koning self het dan gesê, hy is my vriend. Dis nie wat dit beteken nie. Om in die vrese van die Here te leef, beteken om hom eerbiedig te wees, ontzag vir hom te hê, sy wil te gehoorsaam, want hy is God. Dis jammer dat die sin in onbruik geraak het. Ons kom by die tweede volkstelling. In hoofstuk 26 van Numeri word die volk weer getel. Getal is amper dieselfde as die eerste volkstelling, maar iets staan uit. Van al die mense
wat uit Egipte begin wegtrek het op pad na die beloofde land, van al daardie eerste generasie, het net 2 mense oorgebly. En dit was Joshua en Caleb. En dan kan 'n mens reken hulle gesinne. Net daardie 2. Nie eers die leiers nie. 'n hele generasie Israeliete met hulle leiers het die beloofde land nie gesien nie. Omdat hulle God nie geëerbiedig het en vertrou het en liefgehad het soos dit hoort nie. 2 mense maak dit tot in die beloofde land. Net 2. Die vraag wat die Bybel aan ons stel, is naamlik, besef ek baie mooi waarmee ek besig is as ek sê ek is 'n gelowige. Besef ek baie mooi as ek in die geestesoog voor die kruis op Golgotha staan, wie dit is wat daar hang. En besef ek baie mooi as ek sit en wag vir die laaste dag, wie is dit wat op pad is? Daar's net een mens wat gaan weet. En dis die man of vrou of kind wat in sy of haar hart sê, ek leef in die vrese van die liewe Heer. Amen. Gemeente, ons slotgesang is gesang 510, al 4 die strofes.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.